Okay, so, as jy nuuskierig vir volgende jaar. Van julle is en van ander van julle baie doen. Maar kom ons maak eens hierdie jaar klaar, nee. Nou kerk, ek is so opgewonde vir 2025 en ek is dankbaar juist vanaand hier. As jy 'n vriend is en 'n gas is of saam iemand gekom het vanaand, ek glo regtig dat hierdie woord vir jou nie net gaan inspireer nie, maar aktiveer. Kom en jy moet begin opgewonde raak oor dit. Come on. Hy moet jou nie net inspireer nie, hy moet jou aktiveer. It must activate you for greater works. It must activate you for greater faith. But tonight, I want to encourage you. If this is for you, get excited about it. Moenie opgewonde raak oor my nie. Ek gaan jou moeg maak, maar raak opgewonde oor wat die Here vir jou kan doen. Come on, jy kan nie volgende jaar ingaan met hierdie jaar se probleme nie. Jy kan nie volgende jaar ingaan met hierdie jaar se mentaliteit nie. You need to change. You need to say, Lord, I'm ready for whatever you want to do in my life. Ek is gereed, Here, maar ek moet seker dit in 'n streepie trek en sê ek is klaar. Sondag het ek gepraat van die hede, die verlede en die toekoms. Jy staan in die hede. Want jy sien, 12 uur vanaand slaan die horlosie na, nie net 1 uur, na 1 minuut oor 12 nie, maar hy slaan oor in 'n nuwe jaartal, die 1 Januarie 2025. Jy gaan nooit weer die 31ste Desember oor hê nie, maar die 31ste Desember 2024 kan 'n verskil maak vir jou 1 Januarie 2025. Jy moet dit net kies. You just have to choose it. You just have to get to the place where you say, Lord, I'm ready for whatever you want to do. I do not know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. Come on. Want jy sien, Paulus kom en hy sê, we do not walk by sight, we live by faith. Verstaan, ons lewe in geloof. Maar omdat ons geloof in hom het, weet ons, hy is reeds daar waar ons nog moet wees. Hoe môre gaan lyk, weet ons nie, maar ons weet hy is daar. En dis al wat saak maak. Ek is opgewonde vir 2025. Kyk, ek het nou al klaar vir myself gepreek, so ek kan vir jou opgewonde raak en ek kan wees, ek is reg vir 2025. Jy moet net met my reg wees. Gaan jou moeg maak, is dit okay? Van jou is nie opgewonde daaroor. Ek gaan jou moeg maak, want ek wil hê jy moet ervaar wat God vir jou instoor het in 2025. Ek gaan jou moeg maak, want ek wil hê jy moet besef wat is die potensiaal wat God in jou lewe sien. Maak nie saak op watter vlak jy is nie. God wants you to grow. God wants you to succeed in whatever you are doing. Because He's still got a plan with you. Jy is nog hier nie waar nie? So hy is nog nie klaar met jou. Amen. So, vir ons om te kyk wat 2025 inhou, moet ons net gou eers kyk wat het 2024 vir ons. So, laas jaar was ons tema gewees 2024 the year of the open door. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoe dit gewerk het, oor hoe dit neergekom het, maar die skrifgedeelte wat die Here vir ons gegee het was in Openbaring 3 vers 7. En ek lees dit vir jou in die Engels dat jy sal verstaan. Hy sê, write the following to the messenger of the congregation of Philadelphia. For these are the solemn words of the Holy One, the true one, who has David's key, who opens doors, luister mooi, that no one can shut, and who closes doors that no one can open. I know all that you have done. Now, I have set before you a wide open door that none can shut. For I know that you possess only a little power, yet you've kept my word and haven't denied my name. God is die ene wat deure oopmaak, maar God is ook die een wat deure toemaak. So kom ons kyk gou 'n bietjie na jou lewe. Hierdie jaar het daar vir jou 'n paar deure oopgegaan, né? Maar daar het ook 'n paar deure toegegaan. Because God knows you need to close some doors in your life. He knows where the enemy will enter, but He knows where you need to go into. En as ons kyk na die getuienisse wat die Here gedoen het al met mense in hierdie jaar, besef ons net sy woord was ja en amen. Sy woord was waar. Die Here het wonderwerke gedoen. Dit was deure van genesing, dit was deure van deurbraak, dit was deure van nuwe werke, dit was deure van huise wat opgegaan het. Daar's soveel dinge wat ons God net kan eer in mense se lewens, want jy sien, jy vertrou God vir iets en hy's getrou om dit vir jou te kan gee, nie waar nie? Hier's mense wat in hierdie gemeente sit in kerk, ek kan nie praat vir ander plekke nie, maar die Here het mense genees van lewensdreigende siektes in hierdie huis. En hulle is vanaand hier om God te prys.
They are still alive to praise God. They are still alive to give Him honor and have a testimony so that they can share with others. Hier's mense wat op werke gesit het, wat nie geweet het watter kant toe hulle kan gaan nie. Die Here het voorsien. Ek wil net gou dit noem, en dit is nou nie deel van my preekie, dit is nou so vernietig, nee. Ek praat vandag met 'n ouetjie en hy sê vir my, maar hy is nou werkloos. Ek sê, in jou lewe sê jy nooit jy's werkloos nie. Jy's tussen werke. Come on, where's your faith? Jy sê nooit jy's werkloos nie. As iemand vir jou vra en sê nee, dis tussen werk. It's faith. Because you're not speaking death, you're speaking life. Ek weet dit nog nie, maar ek so pad sin toe, jy's nog nie 25 nie, so ons is tussen jare. Nee. Verstaan? It's a word of faith. Because God is a God that opens doors. En Jesaja kom en hy gee nog 'n belofte. Hy sê, kopere grense sal hy breek. Met ander woorde, God will, whatever man thinks he can shut, if God wants to open it, no one can stop him. Niemand kan hom stop nie. So, om dit gou vir jou te verduidelik, ek het vir jou twee prentjies daar. Die ene, op die Hebreëse kalender was dit nou die jaar 5784, was 2024. En daar is twee simbole wat dit verteenwoordig. Nou die 8 verteenwoordig 'n nuwe begin. Nou, die 8 sal jy sien is daar, is die pyn. Is die pyn, dit kom van die woordperk meaning, mouth, met ander woorde, dit is 'n verklaring. Dit is iets wat gesê word. Nou ons is in die dekade van die mond. As ons so kan sê, as ons kyk na die Hebreëse kalender. So ek gaan vanaand vir jou gou net so 'n bietjie agtergrond gee, dat jy kan verstaan waar 2025 gaan. En dan die 4 verteenwoordig 'n deurgang na God se seëning en deurloop. Is 'n deur. Dis 'n deur. It's from the word that the late meaning door as in an entryway. Met ander woorde, wat is die doel van 'n deur? Is om binne in te gaan. Om deur 'n vertrek en na 'n ander een te gaan. Maar 'n deur is ook 'n deurgang na iets beters toe. Verstaan? As jy by jou huis kom vanaand en jy sit 'n voordeur oop, dan maak jy die deur oop om in te gaan. Jy betree iets. En dit is wat 2024 beteken het. 2024 het vir ons verteenwoordig dat God gee vir ons geleenthede. En ek weet nie van julle nie, maar my oproep was vir die ouens wat hier was, is dat jy elke geleentheid sal aangryp, sodat die beste in jou na vore kan kom. Al is dit 'n geleentheid om Jesus te deel, al is dit 'n geleentheid om vriendelik te wees, al is dit 'n nuwe werksgeleentheid, dat jy dit sal aangryp, want God maak deure oop. En daar is sekere mense wat God deure moes toemaak, en weet julle wat, dit is nou wat die Here wat ons dien, werk partykeer so, as jy nie 'n boutjies wil skud nie, dan gaan die Here maar dit begin warm maak daaronder, nee. If you don't want to move, God is going to let you move. Want as jy gaan kom by 'n plek waar die deur toe is, dan gaan jy ou oop deur moet gaan soek. En baie keer kom die Here en hy maak die deur toe, sodat ons so die regte oop deur gaan soek. Ons verstaan nie hoe God werk nie. But God knows what He is doing, because He wants to bring out the best in you. Ek sien hierdie prentjie van 'n muis. Julle weet hierdie muise wat jy inloop soos Pac-Man, net. Maar dan kom jy by 'n plek as 'n deur toe. Jy kan nie daarin gaan nie, jy moet 'n ander deurgang gaan soek. And that's how God works with us sometimes. En in hierdie jaar het die Here dit met mense gedoen. Mense gaan kom, en selfs in ons lewe ook. In die begin van die jaar is deure toegemaak vir ons. Ons kon nie verstaan hoekom nie. Maar op die regte tyd en die regte deur oopgegaan vir dit wat ons die Here voor vertrou. En weet julle wat, God was getrou. En dit het gebeur. Jy het Elisma se getuienis gehoor oor wat die Here vir haar ook gedoen het. So what does an open door represent? It is defined as an entrance or an exit point between two areas, typically used to separate spaces. Open door represents favor, blessing, and opportunity. Favor, blessing, and opportunity. Daar is soveel nuwe geleenthede wat in 2024 plaasgevind het in mense se lewens, nee. Dat hulle nie anders as om te kon groei. Want God is getrou. So as we are entering a new year, we are entering a season of divine favor and unprecedented opportunities. Weet julle wat? Ek sê dit baie keer. As jy aansoek doen vir 'n werk en jy het nie die kwalifikasies nie en God wil jou daar, jy sal dit kry. Dit het gebeur in hierdie gemeente. Kyk, julle verstaan nie. Mense kom my en sê, pastoor, ek doen aansoek vir hierdie werk. Ek het nie die kwalifikasies wat hulle soek nie. Ek doen aansoek vir hierdie werk. Hulle sê vir my, daar's mense wat alles het wat hulle wil, maar hulle weet nie waarom nie, maar hulle moet my aanstel. En die ou kry die werk. Why? Because it's the favor of God. If God opens a door, no man can shut it. No man can shut it.
2023 was a year of transformation that we had to change. 2024 was the year of transition. Nou, ek weet nie van jou nie, maar daar het baie transisie plaasgevind in 2024. Rondom leierskap, as ons kyk na wat gebeur in Israel, kyk net so nou na die nuus, dan sal jy sien wat besig is om te gebeur, daar's dinge wat besig om plaas te vind. Maar ons is op die vooraand van 2025. Want jy sien, God werk met getalle, vir dit is vir hom belangrik. Maar dit is ook belangrik dat ek en jy sal besef, wat is die waarde daarvan in my lewe. Onthou, vanaand praat ek met jou as individu. Ek praat vanaand met 'n gemeente in Woeste, maar ons praat ook vanaand in die koninkryk van God. Want jy sien, Israel is ons horlosie. We know that the coming of Christ is near. So, as jy vanaand hier sit en jy weet nie dat Jesus op pad is nie, Jesus is op pad. Nou kan jy nie sê jy weet nie meer. Nee. So, maak seker jy is gereed. Maar al hierdie dinge wat byvoeg tot dit, help om te verstaan die koms van die Here. So, 2025, en jy oorgaan, is the year of grace upon grace. 2025 is the year of double grace, or grace upon grace. Nou vir ons om genade te verstaan, moet ons die kruis verstaan. Vir ons om genade te begryp, moet ons genade ervaar. So wat ek vanaand met jou wil doen, wat ek met jou wil gesels is, ek wil net vir daai konsep verduidelik. En jy sien, weer eens ons is in die dekade van die mond. So die Hebreëse jaar is 5785, laas jaar is dit 5784, hierdie jaar is dit 5785, so 8 bly nog steeds 'n nuwe begin, maar ook die oopmond, die verklaring. Maar die 5 verteenwoordig genade. Nou kom ek wys vir julle die picture graphs, die volgende een is dit vir julle. Julle sal sien die py bly nog dieselfde, want dit gaan oor verklaring, dit gaan oor woord, it speaks. Maar nou het die deur verander in 'n venster. Nou die venster, die letter 5 is hy, from the word, meaning low or behold, as in revealing something. Nou ek weet nie van jou nie, maar in die oggend as jy wakker word, en jy gaan in jou kamer en die son skyn en jy soek 'n bietjie vars lig, wat doen jy? Jy maak jou venster oop. En wat ervaar jy? Jy ervaar die briesie. En jy voel die son op jou wang, sê dankie Jesus, vitamine D. Nee, kan jy vir my venster doen nie, want ons word wakker in die oggend met die gezoem van die bye. So ons doen nie dit nie, nee. Raar het jy vir julle. Ek kan nie lieg ek in die kerk. Maar hierdie verteenwoordig 'n openbaring. Dit verteenwoordig iets wat jy inlaat. Nou daar's sommige ouens wat ek 'n bietjie gaan lees wat praat van dit oor die wind van die Heilige Gees wat in jou lewe toelaat, die son van geregtigheid. Maar omdat die Hebreëus praat met prentjies, verduidelik dit vir ons soveel makliker. It's an open window. Nou ons kan soveel skrifte daaraan heg dadelik aan Maleagi 10 vers 7, bring jy dit in die skathuis en ek sal die vensters van die hemele oor jou oopmaak. Verstaan? Dit is die genade van God. So, pi that equals to 18, meaning of mouth, word, expression, speech, vocalization, speaking, a divine spark, a creative word. So it's the Creator speaking, but it's symbolized by an open mouth. But the 5, hey, is a picture, en het sê ook, soos 'n man wat oorgee. Dit is 'n arms in die lug. It's a sign of surrender. Want jy sien, wat gebeur as iemand 'n revolver teen jou hand, teen jou kop hou, jy gee oor. But it's grace that God wants us to experience. It means to look, reveal, breathe, and behold. It's about the divine breath and the revelation of light, and it's God's creative power. So, 2025 gaan bekend staan as die jaar van genade op genade. They call it the year of double grace. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek kyk waar die kerk tans staan, Pastor Hani het nou net 'n bietjie daaroor gepraat oor dit sal wees soos die dae van Noag. God's grace is great. Come on church, daar was nog nooit 'n tyd wat ek van weet wat die kerk so afvallig was soos nou nie. And we need the grace of God. So it holds a special significance because this is a year for us to speak life and truth. It's going to be a year for us to speak
life and truth both in prayer and in action. As ons kyk, die oproep wat hierdie profete gemaak word in hierdie jaar is duidelike gebed. Soos nog nooit van tevore nie, maar deklarasies, moenie net bid nie. Act upon what you are praying. Trust God for what you are praying. Move in faith. To embrace God's grace as the power to overcome challenges and to walk in victory. God wants you to walk in victory. Kan jy amen sê? Because He's called you to be more than an overcomer. More than an overcomer. Die duiwel hou nie van jou nie, want jy gaan teen sy werke. So hy gaan vir jou oppositie bring, maar ons weet, met God se genade, gaan ons kan hierdie oppositie oorkom. We can walk in victory. En ek wil een storie met jou deel vanaand, en op grond daarvan wil ek hierdie woord vasmaak. Ons almal ken die storie van Koningin Esther. Koningin Esther was verkies as een van die meisies wat die koning sou kies om mee te trou. Maar sy was nie deel van die volk van daai mense. En hy kies haar en sy raak sy vrou. Maar saam met haar is haar pa, wat haar lei, en hy is goeie vriende met die koning, en hy is regtig aan die gang daar. Maar daar kom toe 'n situasie wat Mordegai die Jode wil ombring. En hy bou 'n gat. En daar is die hele manipulasie daar met gang. En hierdie kom by koningin Esther uit. Nou Esther het guns by die koning. Dis sy vrou, wat verwag jy? Sy lyk mooi, sy ryk lekker, so hy moet van haar, nee. Maar sy besef, deel van die koninglikheid is protokol. En sy kom by 'n plek, wat sy sê vir haar pa, los dit vir my. Ek sal met die koning gaan praat. En in Esther, en ek wil hierdie gedeelte vir jou lees, in Esther 5, kom sy, en in Afrikaanse vertaling kom hierdie neer, maar daar's een woord wat my aangegryp het, en Esther 5 vers 1 sê, en op die derde dag het Esther haar koninklik aangetrek, en gaan staan in die binneste hof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit, in die saal, teenoor die ingang van die saal. En net toe die koningin Esther in die voorhof sien staan, net toe hy haar sien, het sy genade in sy oë gevind. Sy het geweet, sy kan sterf. Sy het geweet, as sy protokol breek, gaan haar lewe omkom, of sy nou die vrou is of nie. En die koning het die goue scepter wat in sy hand was, na Esther uitgesteek, en Esther het nader gekom, en die punt van sy scepter aangeraak. Met ander woorde, ek erken dat jy my raas. Toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koningin Esther? So my vrou sê gesê, wat wil jy hê, bokkie? Of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal jou gegee word. Wat my opvallend was, is hierdie woord genade. En sy het genade in sy oë gevind. Sy het net daar gestaan. Maar daar was iets rondom dit. Maar hierdie woord genade, wat hulle gebruik in Hebreëus, is chen. C-H-E-N, chen. And it means to have favor. To have favor, to be pleasant, to be precious. Daai woord, die oomblik toe sy daar gaan staan, was daar iets in die koning se hart wat gesê het, ja. Daar was iets in die koning se hart wat gesê het, dis okay. Waarom? Because she had favor with the king. Nou in 2024 was die tema van ons jaar geopende deure. 2024 is the year of the open door. Ek wil ek twee dinge vir jou bewus maak. Daar is sekere deure wat jy nie deurgeloop het. Kyk mooi, Ludwig het dit so mooi gesê net nou, dat jy wag op die Here vir 'n deurbraak, maar daar is sekere deure wat jy nog nie deurgeloop het nie. Kan ek vir jou sê hoekom, want jy was nog nie gereed nie. Dis dalk iets wat jy wil hoor nie. Maar kan ek vir die tweede rede gee? Kan ek vir jou sê hoekom jy nog nie daai deur geloof wat God vir jou gestoor het nie? Is want dit wat jy moet kry is nog nie gereed nie. Dit wat na jou kant toe moet kom, is nog nie gereed nie. Dit wat na jou toe moet kom, wat God vir jou gestoor het, is nog nie gereed nie, want God is nog besig om jou voor te berei. Dit kan op twee maniere gebeur. Dit kan wees uit ongehoorsaamheid uit, dat ons nie luister na dit wat die Here wil hê nie. Of ons is nog nie gevorm vir dit wat op pad is nie. Want soos ek gesê het net nou, daar is sekere dinge wat ek en jy nie kan beleef nie, want ons is nog nie reg daarvoor.
Jy kan nie vir 'n 6-jarige kind 'n Lamborghini se setel gee nie. Ek sê jy is nie, but God prepares us for what He knows what we need. En dit van die ander kant van die deurwag is nog nie gereed vir jou. En jy sien, dit was presies dieselfde met koningin Ester. Sy het nodig gehad om haarself voor te berei. Toe die koning haar sien, het hy nie geweet wat sy gedoen het voor die tyd, sodat sy genade kan kry nie. En ons 3 elemente wat ek met jou wil deel vandag, wat ek jou wil aanspoor. As jy pen en papier hier het, ek het nie preeknotas geprint nie, asseblief skryf dit neer, anders gaan luister hierdie video. Ek wil vir jou sê vanaand, as jy dit gaan toepas in jou lewe, dan gaan jy genade op genade ervaar. As jy dit gaan toepas in jou lewe, gaan hierdie jaar sommer vir jou met 'n bang begin, because that is what we all need. The first thing that she did, she had to prepare herself. Sy moes haar gaan voorberei. Want jy sien, jy kom nie net voor 'n koning. As jy protokol ken, as jy nou Zululand toe gaan en jy gaan na die koning toe, jy stap nie nou en sê, hey my chom nie. Hy gaan vir jou vra, waar is die koekies? Nee, jy bring 'n geskenk. She had to prepare herself. Esther het haar voorberei om in die koning se teenwoordigheid in te gaan. Sy het haar in olies gebad. Hulle het haar lavendel gesmeer. Kyk, toe sy daar loop, nee. Hy het daar seker geryk nog voordat hy haar gesien het. Dit is hoe self voorberei. Sy het haarself op elke vlak gaan voorberei, geestelik, emosioneel en fisies. Want sy het God vertrou, kerk. She trusted God for a breakthrough for her people. Want sy het geweet waarvoor sy in. Preparation involves calling upon the Lord, coming to God in relationship, praying, seeking to the Lord with all of your heart. Jy sit vanaand hier en jy sê, jy sit in 'n situasie, ek vertrou die Here. Ek het 'n deurbraak nodig in dit, of my kinders het 'n deurbraak nodig in dit. Gaan berei jouself voor. Prepare yourself. Nou kom die profeet en hy sê vir ons in Jeremia 29 vers, hy sê, want ek weet wat 'n gedagtes ek gaan die Here koester spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en my heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle my soek met julle hele hart. Met ander woorde, God soek nie jou halfpad nie, hy soek jou voluit. Dit is 'n belofte. Kerk, waarom kry ons baie keer nie die Here nie? Kom ons vra onsself af. En ek sê altyd, wees hom agter sy voor hom. As julle my nie soek en vind met julle hele hart nie, gaan julle my nie kry nie. We need to seek God with our whole heart. Koningin Esther het die koning gaan soek met haar hele hart. Met alles wat sy het, because she knew if I come prepared, I will have favor. I will have favor. If I come prepared, I will have favor. Nou wil ek vir jou vra vanaand. 2025 is 'n jaar van genade op genade. Hoe lyk jou gebedslewe? Ek vra nie hoe lyk jou kerk bywoning nie, ek vra hoe lyk jou gebedslewe. Ek vra vanaand, hoe lyk jou verhouding met die Here? Ek vra vanaand, hoe lyk jou lofprysing en aanbidding wanneer mense jou nie sien nie? Verstaan julle wat ek bedoel? That is what it's about. Hoe lyk dit hoe jy God soek? Want dit maak op die einde van die dag dat jy verkry sy belofte is. Jy sal my vind as jy my soek met jou hele hart. Dit vat voorbereiding. Hoe lyk jou woordkennis? You have to prepare yourself. God wants to give you grace. En teen jy dit al reeds ontvang, gaan nou daarby kom. But God still wants your obedience. He still wants you to seek Him. The second thing is presentation. Jy sien, dit help nie jy gaan berei jou voor nie. Ergens moet jy dit wat jy voorberei na vore bring. Ek dink sy het die mooiste rok aangetrek in haar kas. En Tina sê vir haar een dat maak van die fynste satijn. En die beste linne. Waarom? Sy het guns gesoek in sy oor. Sy het vir hom sy beste kom voorhou. Toe die geleentheid om opdoen, het sy haarself mooi aangetrek en haar gereed gekry om die koning te sien. Want die woord sê, en sy het haar koninglik aangetrek. En daar was protokol in plek, en sy kon haar leven verloor, maar sy het geweet waarvoor sy haar inhaal. She knew what she was doing. Presentation requires patience and excellence. Kan ek dit weer sê? Presentation requires patience and excellence. Hoe bring jy jouself voor die Here? Ek wil dit vir julle noem. 1 jaar sit ek in 'n oujaarsdiens. Kyk, hierdie pastoor was erg, man. Hy sê nou wat so man. Hy sê, as jy in die oggende bid jy dit, bossel jy dan in jou tande voordat jy met die Here praat.
Ja, ek sê, oei, Here. Dit laat 'n mens dink. Daar's mense wat hulle kry hulle gereed, they prepare themselves. En ek sê nie, die Here gaan jou nou nie straf as jy nou nie 'n tandeborsel nie, asseblief. Maar hy was daai dag baie ernstig. Kyk, as jy in sy kerk was, nee, dan moet jy tandeborsel voor die Here praat. But it requires patience and excellence. We want to give him our best. Wanneer jy kom en jy wil iets voorhou, dan doen jy mos jou beste, jy gee jou beste. God wants your best. Prepare yourself to present yourself, your best. Nou kom die woord, nee. En hy sê dit vir ons so mooi. In 2 Timotheus 2 vers 1 sê, do your best and present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Met ander woorde, gee jou beste. Prove yourself. Present yourself. Here, I know who I am. Dis hoekom ons, ek wil sê, jy kan nie arrogant wees nie, maar jy kan confident wees met die werk wat hy in jou begin het, sal hy volbring. Nie waar nie? That's my presentation, as jy voor mense gaan staan. Ek wil nie gaan lyk asof ek nie weet wat ek doen nie. I want to present Christ. But for me to present Christ, I need to prepare myself so that he can fill me to present him. En dieselfde ook wanneer ek na hom toe kom. En dan die laaste ding, is die versoek, the request. Dus omdat sy geweet het, sy het nodig om in te tree vir haar volk, het die deur wat sy gegaan het, vir haar genade gegee. Jy sien, in hoofstuk 5 kom en sy sê, en sy gaan staan in die saal, oorkant sy saal, met ander woorde, daar was 'n deurgang. There was a place of opportunity where she can go through, want jy sien, sy het guns gekry, en deur die deur het sy die geleentheid gekry, en toe sy deur die deur gaan, het sy die guns gekry. Ek wil vir jou dalk iets sê vanaand. Dalk moet jy kom by 'n plek dat jy deur die deur gaan, dat jy kan weet jou guns is aan die ander kant. Maar jy moet jouself gaan voorberei daarvoor. 2025 is die jaar van genade op genade. Ek wil vir jou sê, die genade gaan na jou toe kom, jy moet net in geloof deur daai deur begin gaan, want daai deur is nog steeds vir jou daar. Filippense 4 vers 6 tot 8 sê vir ons, never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayers and requests while giving thanks. Wat het ons vanaand gedoen? Met ander woorde sê, wanneer jy na God toe gaan, gaan na hom toe met petisie en danksegging. Jou versoek, Here, U weet wat is my behoefte. U weet wat is my behoefte, maar ek sê nou al dankie in die geloof daarvoor. Then God's peace, which goes beyond anything we can imagine, will guard your thoughts and emotion through Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, keep your thoughts on whatever is right and deserves praise, things that are true, honorable, fair, pure, acceptable, and commendable. So, wat is die uiteinde van hierdie storie? Sy het 'n afspraak gekry met haar man, met die koning. En sy het haar situasie aan hom verduidelik. En sy kry guns by die koning. En Mordegai sterf in sy eie galg. En hulle hele volk was gered. Waarom? Want sy het al gaan voorberei. Sy het gekom by die plek wat sy gesê het, of ek nou lewe en of ek nou sterwe, I'm going to do this. But I know that I will get grace in his eyes. God will give me favor, for it is his people. Luister mooi, dit is God se mense gewees. Maar dit het van haar gevat om te sê, it was grace upon grace, it was favor upon favor, genade op genade. En ek en jy, wat hier sit vanaand, het dit reeds verkry deur Jesus Christus. Ek en jy het dit reeds verkry deur Jesus Christus. En ek wil dit vir jou lees vanaand, dat jy dit kan verstaan. Maak dit jou status, maak dit jou stelling, maak dit jou proclamation vir jou. Maar ek het hierdie gedeelte met twee verskillende vertalings gaan kombineer, en ek wil hê jy moet die volkie daarvan verstaan. Johannes 1 vers 16 sê vir ons, and now out of his fullness, we are fulfilled. Uit sy volheid is ons volgemaak. And from him we receive grace, heaped upon more grace. Met ander woorde, hier lê klare hoop genade. Die prys is reeds betaal. Dit wat gedoen moes word is daar, en hy kom en hy gee nog. Daar kan nie nog iets gebeur nie, maar hy gee nog genade, op nog genade, op nog, dit hoop op, dit is soos krediet wat jy kry op genade. En dan gaan die volgende gedeelte met 'n ander vertaling sê, for the law was given through Moses, but the grace and the truth came through Jesus the Christ.
As ek in die geskiedenis moet ingaan en ek vir jou moet vertel van Moses en Noag en al die goed, dan verstaan ons waaroor genade gaan. Want jy sien, Noag en sy gesin was gered. Waardeur? Uit genade. Ek en jy verkry genade deur God se seun wat vir ons gesterf het aan 'n kruis. Wat ons sondes op hom geneem het. Die woord sê, toe ons nog sondaars was, het hy dit gedoen. Ons het nog nie eens bestaan nie, man, ons is nog nie eens 'n gedagte nie. Maar hy het dit vir jou en vir my kom doen. So daai genade waarvoor hy kom sterf en die prys wat hy kom betaal, the redemption that he came for you and me, is heaped up. Jy kan nie genoeg daarvan kry nie, want jy sien, as daar 'n sondaar nou tot bekering kom, gaan daar vir hom genade wees. Waarom? Want die prys wat Jesus betaal het, het nie 'n vervaldatum nie. Die prys wat Christus vir jou en my betaal het, het nie 'n vervaldatum. En die waarheid daarvan kom deur hom. Deur Christus verkry ons genade op genade. En die genade en die waarheid is deur Christus. So ek en jou verhouding met die Here, dit waarom ons vanaand hier staan. Wil ek vir jou sê, ons is die bruid van Christus. Verteenwoordig jouself met Esther vanaand. Want jy sien, almal van ons wat hier sit, het kinders. Almal van ons wat hier sit, het families wat nog nie gered is nie. Die vyand is uit om hulle te gaan moord, steel met 'n slag. Maar ek en jy kan kom met 'n petisie voor die Here en sê, Lord, we need grace. Lord, I pray for those. Here, ek kom. My broer en my suster is nog nie gered nie. Here, die mense in ons gemeente is nog nie gered nie. Here, mense in die gemeenskap is nog nie gered nie. Come on, grace upon grace. God wants to save them. God wants to heal them. God wants to do it. But you and I need to get to a place where we declare the grace of God. So, 2025 is going to be a season of grace, redemption, and transformation. Ek wil vir julle sê, mense in hierdie gemeente, en ek is daaroor dankbaar. Toe ek en Elisma 3 jaar terug hier begin het, was een van ons grootste versoeke en gebede by die Here is, Here, ons is op 'n ouderdom wat ons mense moet begin oplei vir die bediening om aan te gaan. Want ek gaan nie soos die ou pastoor wees 80 wees en nog in die bediening wees nie. Ek gaan dalk nog met dit wees, maar daar gaan ander mense wees wat oorvat. Maar vir ons om dit te doen, het ons nodig om die Here te vertrou vir nuwe mense. Ons het 6 studente wat ingeskryf het vir die AGS Theologiese College vir 2025. Come on, church. It's opportunities, it's transformation that God is going to do. It's a season of grace, redemption, and transformation. Why? Because God wants to transform them to minister to people. Dis mense wat hier sit by die Here geroep het wat nog nie is waar hulle moet wees nie, wat ook gaan sê ek is gereed. Dis mense wat vanaand hier sit wat jy gaan getransformeer word in jou bediening, jy gaan getransformeer word in jou verhoudinge. Hier is huwelike wat gaan getransformeer word, wat hulle dink is op die rotse, wil ek vir sê, gaan die Here herstel. Dis verhoudings wat die Here gaan herstel in transformasie, omdat dit deur sy gees en harte gaan werk. God is going to transform hearts. God gaan 'n harde hart verander weer in 'n vleeshart. Ek sê dit vanaand because I know it's grace that's going to do it, church. We are not praying in vain. Die Here gaan jou gebede verantwoord. It's going to be a season and a year of divine opportunities. There are going to be times when God is calling us up to step into His plans and purposes. This is a time to stay in sync with the Holy Spirit, ready to embrace Kairos moments where we can make a difference, whether through standing for Israel, interceding for peace, or advocating for justice. This is a year for modern day Esthers to rise and take their place in God's unfolding story. En jy deel daarin. Dis 'n plek waar God jou gaan wys wat sy hart vir jou is. As we move through this prophetic year, let us speak life, embrace God's grace and step into the opportunity that He provides. En weet jy wat, kyk net na Israel. Dit is jou horlosie. You will see what God is going to do in your life. God is faithful and true. Maar daar is vir jou ook iets daarvan. En jy sien, God werk in getalle. Net en toe ons hier staan en Hermine is besig om reg te maak, sê voor dat in die jaar 5785 is ook die Jubilee jaar in Islam. Die Jubilee jaar is gewoonlik die 7de jaar, en as jy nou die woord gelees, dan hulle noem dit die vrye jaar. Die jaar wat vir die hele jaar mag hulle die grond bewerk nie, sodat die grondwese en die kliënte kan terugkry. Dat as jy skuld gehad het, dat afgeskryf en ongelukkig werk het nie in Suid-Afrika nie, wil jy op gronde raak nie.
En ons gaan mense skuld maak en elke sê daar sê, Here vat dit weg, Here vat dit weg. Dis onkundig, hoor? Moenie dit doen nie. Maar dit is 'n vryjaar. Maar die getal 5 verteenwoordig genade. En ek wil net hierdie vir jou lees, dat jy vanaand sal verstaan. 5 is the number of grace and of favor. Dit is wat jy gaan ervaar in die jaar. Daar gaan deure vir jou oopgaan. Jy gaan beleef hoe die Here vir jou dinge gaan doen en mense in jou guns vir jou gaan help. Maar die getal 25 verteenwoordig blessing. It is the number of blessing. God wil jou seën. But I want to ask you tonight, hoe soek jy die seën van die Here? Ek wil vir jou vra, ek het Sondag hierdie verklaring gemaak wat sê dat your joy must provoke your sickness. Your joy must provoke your poverty. Verstaan jy? Dit wat God in jou kom doen, moet jou siekte so siek maak dat jy genesing kry. Verstaan jy? Dit moet dit provoke. En ek wil self vir jou vra, what are you going to do to provoke the blessing of God in your life? Because 25 is a blessing. Ek hoor vandag iets interessants. Ek hoor iemand praat en hy sê dat toe God vir Abraham die belofte gegee het van Isak, het hy nog nie vir Isak gekry nie. 25 jaar daarna het Isak eers gekom. So Abraham was 75 jaar oud, toe God vir hom die belofte gegee het van Isak, die blessing, dit wat beloof is vir hom. But it took him 25 years when he was 100 before Isaac came. God gaan sy belofte en seën oor jou lewe release. Maar ek en jy moet 'n verwagting hê vir dit. 25 has to do with the laying on of hands to bless people with God's Holy Spirit. En daar is soveel bewyse rondom dit. Maar my gebed vanaand vir jou, en ek wil vir 6 maande van vorentoe te kom, is dat dit nie net nog 'n jaar sal wees. It mustn't be just another year. It must be a new year. It must be a blessed year. It must be a year with an expectation. 'n jaar met 'n verwagting. En moenie nou net vir die eerste 12 dae opgewonde gaan wees oor die woord nie. Kom by 'n plek dat jy die woord vat. Voor in my dagboek elke jaar skryf ek my verklaring neer. Voor in my dagboek elke jaar skryf ek die belofte van die Here neer. En elke oggend as ek my dagboek oopmaak, sê Lord, I remind you of this promise it is for me. En ek wil sê, begin die woord lewend en aktief maak in jou lewe. Dat jy sal besef dat hierdie woord nie net 'n woord is wat jy nou vanaand hier hoor en jy is vanaand, jippie, en môre gaan jy aan die nee. Keep it alive. If God releases His word, it cannot be revoked. Dit kan nie teruggetrek word nie. If God releases a blessing of your life, it cannot be revoked. If God declares a blessing, you will be blessed. If God declares grace, you will have grace. If God declares healing, there will be healing. Come on, church. You just need to say amen to it and say, Lord, I accept it. It's my year. En weet jy wat, jy kan iets doen om dit te doen. Paulus kom en hy sê dit vir ons, maar hy sê in Hebreërs 4 vers 16, let us therefore come boldly unto the throne of His grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Met ander woorde, hy sê, kom met vrymoedigheid na die troon van genade. Jy het die voorreg vanaand om dit te kan doen. En kyk, ons gaan 'n geleentheid gee daarvoor. Ons gaan vanaand 'n geleentheid gee wat julle van saam met mekaar gaan bid. Ons gaan 'n geleentheid gee voordat ons aan hierdie tafel kom sit vanaand om te besef, we need to exit this year with a revival in our hearts, knowing that God will give us grace upon grace. He will give us open doors. He will give us blessings. And we will not take that what held us back in 2024 into 2025. So jy moet vanaand kom by die plek en sê, ek trek 'n streep. 2024, maak klaar vanaand. En baie van julle wil dit nie oor hê nie. Ek wil dit ook nie oor hê nie. Dit die baie dinge gebeur nie, maar ek wil dit nie oor hê nie. Ek kan dit nie oor hê nie, want jy kan nie terug aan 'n tyd nie. Maar dit wat gebeur het in 2024 sal vir my 'n stepping stone wees in 2025. Dit wat in 2024 gebeur het, sal vir my 'n leerskool wees in 2025. Want jy sien 2025 gaan weer lesse hou wat ek gaan moet toepas in 2026 because I had to grow in 2024 to go through certain doors because God had to change you and me in order for that one is to come. And tonight I want to challenge you, but you can come boldly to the throne of grace in your time of need. Paulus kom en hy skryf vir die Efesiërs en ek sluit hiermee af.
Hy sê, in our union with Christ Jesus, He raised us up with Him to rule with Him in the heavenly world. He did this to demonstrate for all the time to come with extraordinary greatness of His grace in the love He showed us in Christ Jesus. For it is by God's grace that you have been saved. For it is by God's grace that you have been saved. Church, dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie. Dit gaan oor sy genade. For it is by God's grace that you have been saved. Hoor wat sê hy verder? Hy sê, through faith. It is not the result of your own efforts. Dit niks wat jy kan doen kan jou red nie. Dit is deur Christus wat kom sterf het ek en jy genade verkry. Ons is daardeur gered. It is God's gift so that no one can boast about it. God has made us what we are. And in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. Wat moet jy doen? Lord, I accept this grace. And I'm going to move with this grace. I'm going to live in this grace, and I'm going to be a blessing to others. I'm going to shine your light. I'm going to tell everybody about the love of Jesus. I'm going to show them how my life has changed because of this grace. Lord, it's your gift to me, and I want to share this gift with others that they can experience the grace of God, grace upon grace. Want weet jy wat ons mense hier buite? Hulle wil nie kerk toe kom nie, want hulle het seer gekry deur dinge in die wêreld. But dit is waar ek en jy moet kom, ons moet genade aan hulle bewys, because God still loves them. God still wants them. God still's got a calling for their lives. Jy sit daar vanaand hier en sê, ek weet nie hoe God my kan vergewe van dinge wat ek gedoen het nie. Jy kan niks doen om dit te doen. Accept His grace, but don't do it again. Because God can forgive you. He said it for it is by God's grace that you have been saved. For it is by His grace that you've been saved. En weet jy wat kerk, en ek wil dit vanaand hier sê, because it's something I'm going to preach upon. It's time that you and I get our joy back because of our salvation. Dit is tyd dat ek en jy weer opgewonde raak omdat ons gered is. Dit is tyd dat ek en jy weer by die plek sal kom dat God ons moet herinner waar ons was en waar ons nie meer is nie, sodat ons kan dankbaar wees vir sy redding in ons lewe. Dan gaan ons genade verstaan, want was dit nie vir Christus nie, was dit nie vir sy genade nie, waar sou ons gewees het? Think about it tonight. Think about it tonight. David comes and he says, Lord, let me not forget about the joy of my salvation. Why? Because he experienced grace. Because he experienced grace. Tonight I want to tell you, Paul comes and he says in 2 Corinthians 12 verse 9, he says, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. As jy sê, Here, ek het nie meer om te bied nie, my genade is vir jou genoeg. Here, ek gaan deur omstandighede, my genade is vir jou genoeg. Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, my genade is vir jou genoeg. Here, hierdie situasie waarin ek sit, my genade is vir jou genoeg. Waarom? Because in Christ it's heaped upon heap, upon heap, upon heap, upon heap. You cannot have enough of His grace, because it's through Him that you were saved. Tonight, you and I have been blessed with a year of double grace. The question I want to ask you tonight is, what are you going to do with it? What are you going to do with it? Use it for God's glory. Use it so that others might experience His life. Use it so that others might experience the life of God in your life. Want jy sien, ons is nie waardig nie. Ons wat helverdiende sondaars, maar sy genade het ons kom red en ons die ewige lewe kom gee. Hy het sy seun kom stuur sodat ons die lewe in en deur hom kan ervaar deur genade. Why? Because He loves you. He wants you. He wants to save you. Just accept His grace tonight. Vanaand is dit nodig dat ek en jy moet weet dat ons denke kan nie begryp dit wat hy vir jou en my storie het. But it's necessary that we start to think in the way that He wants us to think. Let's start having the thoughts of God over our lives, that we will experience His grace upon grace. Amen. Amen. Ek wil vir jou vra vanaand, as jy die ligte dim, dalk sit jy vanaand hier en sê, pastoor, bid net saam met my. Dan wil ek jou nooi vanaand, kom uit, kom staan nie voor ek saam met jou bid. As jy vanaand
gelei voel jy wil vir iemand gaan bid, gaan doen dit, want dan gaan ons tafel toe gaan. Want jy sien, ons gaan hierdie jaar nie uit sonder om Christus te eer nie. Want hierdie tafel, ek gaan vir jou skrif lees, want hierdie tafel verteenwoordig genade. Maar vanaand wil ons eers saam met jou bid, because you cannot take into 2025 what is He doing in 2024. God can do it in a moment. God kan dit in 'n oomblik verander. So ek wil jou nooit, moenie eers wag in die kerk, kom sommer. Kom, as dit jy is vanaand, kom met jou bank uit. Set out in faith tonight, because we know that God can do miracles, signs and wonders. En as jy ons bedieningswerkers wil ook vra voor om dit te kom, come on, we're going to trust God tonight, because He can do it. Come on, wil jy nie saam met ons staan? Kom aan kerk. We can do it tonight. Ons bedieningswerkers, manne by manne, vrou by vrou. We're going to trust God tonight. Come on. Things are going to change. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Freedom reigns in this place. Showers of falling
Vanaand wil ek vir jou sê, just accept it. Just accept it. Listen to what the word of the Lord says. In Ephesians 1 verse 8 he says, this superabundant grace is already powerfully working in us. Superabundant grace. Superabundant grace is already powerfully working in us, releasing all forms of wisdom and practical understanding. Sy genade, wat alreeds in die werk is in ons lewe, kragtig aan die werk is, laat los dat ons wysheid en kennis sal kry. Vanaand wil ek vir jou sê, begin daarin wandel. Begin daarin wandel, begin Christus soek in dit. Want wanneer ek en jy genade verstaan, kan ons genade kan gee. Then we can give grace. Then we will have grace with those who are not yet where we are. Then we will experience the grace that God has got in store for us. Then we will have grace with other people as Christ has grace with us. Amen. Amen. En ek wil jou aanmoedig dat jy dit sal doen. Mag 2025 vir jou 'n jaar wees wat jy die genade van God gaan ervaar soos nog nooit tevore in en deur jou lewe. Maar mag dit ook die jaar wees wat jy vir 'n ander genade gaan hê. Dat hulle Christus in en deur jou sal beleef. Amen. Amen. Kan jy woord geniet? Amen. Kan jy dit vat vir jou? Amen. Ek sê baie daaroor. As ons Efesiërs 1 gaan lees, terwyl ons tafel toe gaan, dan besef ons vanaand dat hierdie tafel is 'n verteenwoordiging van God se genade. Paulus sê, wanneer julle dit doen, moet ons aan hom dink. Wanneer ons aan Christus dink, dan besef ons die genade wat hy vir ons het. Dat hy kom sterf vir ons nog sondaars was. En hierdie tafel verteenwoordig lewe. Hierdie tafel verteenwoordig vanaand totale redding, total redemption through his blood. Nou hoor gou wat sê hy hier in Efesiërs 1 vers 7. Wat vir my so awesome is en ek wil dit lees nou wil ek jou mooi deel hê aan dit. Since we are now joined to Christ, we have been given the treasures of redemption by his blood. The total cancellation of our sins. Luister na wat hy sê, the total cancellation of our sins, all because of the cascading riches of his grace. Of his grace.